Dit is vir my so lekker om vanoggend met Lista Standard te gesels. Sy is direkteur en aandeelhouer van Kruger Untamed en ons praat 'n bietjie oor die konsep van verdwyn kampe. Lista, baie welkom hier by Groot Plaas. Baie dankie Mia, dis lekker om by julle te wees vanoggend en dankie vir die geleentheid. Natuurlik, ek het nog nooit van hierdie term gehoor nie, verdwynkampe. Kan jy vir ons bietjie meer vertel van hierdie konsep en hoe dit die kuns van safari herdefinieer het? Ja, Mia, die konsep om kampe net vir spesifieke seisoene op te slaan, is 'n baie gewilde konsep in Oos-Afrika. Dit word nou al lankal bedryf in Masai Mara en Serengeti, maar hier in Suid-Afrika is dit nie regtig 'n baie bekende model nie. So ons het 14 jaar terug begin om ons eerste, kom ons noem dit nou maar 'n pop-up kamp of verdwynkamp of net 'n blote seisoenkamp, iets wat nie permanent is nie, op te slaan in die blomme in die nasionale in die Namakwa Nasionale Park. So op grond van die sukses van daardie model het ons vir Sanparks genader en hulle uiteindelik oortuig dat dit 'n lewensvatbare besigheidsmodel is. Hulle het toe 'n tender vir hierdie produk uitgesit en gelukkig was ons suksesvol. Wonderlik. Om hierdie konsessie te hê. Dit is toe aan ons toegeken. En Kruger Untamed is die eerste seisoenkamp. Dit is maar soos wat ons dit noem, wat in die Krugerwildtuin opgeslaan is. Dis ook op hierdie stadium die enigste ene nog. So wat dit beteken is die kamp is nie permanent of vir 12 maande van die jaar daar nie. So hierdie twee kampe, die een is Chokwan River Camp. Dit is naby die Chokwan Picnic area en die ander ene is Satara Plains Camp. Dit is so 10 km noord van Satara. So dis lekker in die middel van die Wildtuin. Maar beide hierdie kampe word net opgeslaan vanaf 1 Mei elke jaar tot die einde September. So ons is daar net in die wintermaande. Dis 5 maande van die jaar en daarna word alles weer afgeslaan. En ons verwyder dit. En dan volgende jaar dan kom ons weer terug. Ons is huidiglik besig om nou die kampe op te slaan wat die 1 Mei oopmaak. Maar ja, so die konsep is letterlik om 'n area te gebruik, dit basies te leen by die natuur, net vir 'n spesifieke tyd daar te bedryf, sodat dit mense die geleentheid kan gee om te kom en regtig iets te ervaar wat eg en nuut is, want dit is nie daar permanent of vir die hele 12 maande van die jaar nie. Ja, nou dis sal nogal vir my lekker wees om te hoor, hoe strook julle benadering tot minimale teenwoordigheid en blywende impak met die beginsels van volhoubare toerisme en bewaring, want dis maar eintlik wat dit is, né? Mens pas dit op wat daar is en ons leen net van die natuur. Is so mooi dat jy dit sê. Dit is presies dit. Voordat ons die kampe kon opslaan, moes ons iemand aanstel om 'n volledige omgewingsimpakstudie te doen. En ek gaan maar die Engelse term gebruik, dis regtig 'n rigorous proses. So dit bevat iedere stukkie van waaroor hierdie kampe gaan word daarin vervat. En dis letterlik 'n kampbybel. So alles wat ons moet doen en alles wat ons nie mag doen nie, is daarin vervat. Selfs die posisie van elke struktuur wat in die kamp opgeslaan word. So dis vanaf die gastetente, die gemeenskapsareas, en dit is nou maar die sitkamer, eetkamer, kombuisareas, die hele, as ek nou maar, ekskuus weer vir die Engelse term, die back of house, dis waar al die stoorfasiliteite, die staf, iedere dingetjie wat ons opslaan, word met 'n koördinaat vasgelê. En volgende jaar, wanneer ons weer kom opslaan, moet dit op presies dieselfde posisie, moet dit daar geplaas word. En daar is 4 audits elke jaar, en dit word bygewoon deur Sanparks en die Departement van Omgewingsake. So hulle kom in voordat ons opslaan. Hulle neem weer 'n audit oor hoe die area lyk en hoe dit gerehabiliteer het. Daarna, sodra ons opgeslaan het, kom hulle weer in,
doen nog 'n audit om seker te maak dat ons geen regulasies oorskry het nie en alles is weer perfek. Eenmaal gedurende die 5 maande en dan weer na die tyd kom hulle en doen weer 'n audit om seker te maak dat ons aan al die regulasies en vereistes voldoen het. Ja, so ons mag natuurlik geen bome of struike verwyder nie. Al wat ons doen is ons krap bietjie grasies weg en kap dit om 'n bietjie skoon te maak vir die paadjies. Ja. Maar wat dit enigstens moontlik is, gebruik ons olifantvoetpaaie of die dierepaadjies as die paadjies in ons kampus. So ja, as ons praat van ligte impak, dit is ons probeer regtig om dit toe te pas sover as wat ons kan. Ek dink ook as ons praat van hoe julle goed soos afval bestuur, waterverbruik, energie, hoe benader julle dit? Want dit is ook goed wat 'n impak op die omgewing het. Wat was julle plan met dit? Of wat is julle plan met dit? Ja, baie beslis. Wat belangrik is om te onthou is alles wat in die kamp gebeur bo-gronds. Ja. So ons mag geen dromme of pype of kabels of enigiets begrawe nie. Alles is bo-gronds. Ja. Ons het boorgate wat vir ons water verskaf. So ons het watersuiweringsmeganismes in elke kamp. Die waterverbruik word beperk tot 75 liter per persoon per dag, wat regtig min is. Maar dis heeltemal voldoende om te doen wat ons nodig het om te doen. En dit sluit ook die staf in. En dan alle afvalwater word in verseelde dromme bewaar, wat dan na die tyd, as ek sê na die tyd, dit is op 'n gereelde basis, wanneer die dromme vol is, weekliks word dit dan verwyder na die naaste verwerkingsaanleg. Vir ons is dit gaan uit Hoedspruit toe, of andersins die naaste ene is Hazyview. En dan wat krag betref, het ons 2 klein sonplasies, een in elke kamp. So ons werk op sonkrag, maar dan het ons ook natuurlik 'n kragopwekker vir noodgevalle. Ja, so dis regtig die tread lightly effek op 'n groot manier. Ja. Kan jy vir my 'n paar van die stories vertel, want ek is altyd so bewus as mens veral as dit by toerisme kom en dis iets waarvoor mens geld spandeer. In 'n mate mense soek, ek wil nie leksheid noodwendig, maar jy soek tog 'n ietsie. So hoe balanseer julle amper daai soeke na leksheid, maar ook die belangrikheid en die bewustheid van om die omgewing te beskerm? Is dit 'n volhoubare besigheidsmodel? Wat is julle ervaring? Ja, weet jy, dis 'n baie interessante vraag. Leksheid het deesdae verskillende betekenisse vir verskillende mense. Ja. Sommige mense soek 'n weelderige plek en vir ander is net om totaal in die natuur te wees. En omring deur dit wat ek wil amper sê wild en opreg is vir hulle 'n luukse. Ja. So ons het regtig gepoog om 'n balans te skep tussen luuksehede soos 'n goeie bed, goeie matras, baie goeie linne, ensuite badkamerfasiliteite, 'n lekker warm stort. Ons het die beste chemiese toilette op die mark. En om dit dan te balanseer met 'n opregte natuur en wildervaring. Weet, daar is in die gasvryheidsbedryf is daar altyd goeders wat ononderhandelbaar is. Ja. Goeie kos is ononderhandelbaar. Ja. 'n lekker warm atmosfeer is ononderhandelbaar. Om lekker te slaap, te stort, is ononderhandelbaar. Maar daar is altyd 'n manier om dit op 'n baie mooi manier te balanseer met 'n opregte ervaring. En ons glo natuurlik dat om in tente te bly, dit gee vir jou daai regte ervaring, want jy's nie afgesny
van die naggeluide, die voëls wat jou in die oggend wakker maak, al daai tipe van dinge. Maar 'n mens kan nog steeds 'n tent skep met superluksheid. Ja. So ek dink ons het tot 'n mate daai balans het ons gekry. Dis nog vroeg in ons konsessieseisoen. Dis nou ons 3de jaar by Chokwan en 2de jaar by Setara. Maar ja, alle aanduidings is dat dis regtig 'n besondere ervaring. Ek kan dink. En ek is ook seker dat julle nou saam met die plaaslike gemeenskap werk, want ek sal graag wil weet, hoe doen mens dit om hulle te betrek by die voordele wat hierdie verdwyningskampe inhou? Ja, so ons neem mense uit die plaaslike gemeenskap in diens. 80% van die mense wat ons in diens het in die kampe kom huidiglik uit die plaaslike gemeenskap. Dis so 41 mense. Ons het 4 permanente gidse wat ook uit die gemeenskap kom en dan het ons 4 van ons staf wat verlede jaar vir ons gewerk het ons ingeskryf vir opleiding by die SA College vir gasvryheid in Graaff-Reinet. So dit is vir ons baie opwindend. Nadat hulle dit gedoen het, dan kom hulle terug. En dan het ons 4 spoorsnyers wat uit die gemeenskap kom. En dan probeer ons natuurlik oral waar ons kan klein besighede in die gemeenskap ondersteun. Ja. So ek het net nou gepraat van die vullisverwydering en die waterverwydering. So dit word alles deur klein gemeenskapsbesighede gedoen. Ons koop byvoorbeeld ons hout by 'n klein besigheidsgemeenskap aan. Ja, so ons probeer hulle betrek en ons probeer regtig om die grootste voordeel wat moontlik is vir hulle te skep. En dan moet ons nie vergeet nie dat alle konsessies in Sanparks het 'n 10% aandeelhouding wat aan die gemeenskappe wat om die park sit gegee word. So dat daar is ook 'n finansiële voordeel vir hulle buiten vir dit wat ek nou al reeds genoem het. Ja. En ek dink ook as mens na die toekoms kyk, as dit kom by toerisme en die natuur en veral ons pragtige natuur hier in Suid-Afrika, wat sal jy sê, wat is die belangrikheid van innovasie soos hierdie, dat mens goed op 'n ander manier moet probeer bewaar, want mens hoor altyd die gesegde, ons het net een aarde en ons moet dit bewaar. Hoe belangrik is innovasie soos hierdie? Ja, weet jy, wellness toerisme is die grootste groeiende afdeling in die toerismebedryf. En net om tyd in die natuur te spandeer, is iets wat ek dink ons was nog altyd soekend daaroor, maar dit word nou al meer en meer word dit beskikbaar. En ook na COVID het die toerismebedryf redelik verander. Mense wil nie meer net iets aanskou of daarna kyk nie. Dit is so. Hulle wil deel daarvan wees. Hulle wil dit regtig ervaar. So ek dink met hierdie tipe van konsepte waar jy mense na 'n area kan neem wat so sensitief is dat hulle nie gaan toelaat dat permanente strukture daar opgestel word nie. Dit gee vir mense die Engelse term immersive experience. Ja. Met hierdie konsepte is dit moontlik om mense om toeriste in daai area nie net te laat wees nie, maar regtig te ervaar. So my mens moet maar sien, weet jy, en soos wat 'n mens toeriste blootstel aan volhoubare toerisme, begin hulle dit respekteer en ondersteun. Ja. En ek dink regtig dit is waarheen toerisme besig is om te beweeg. Lista, dit is regtig 'n mondvol en dit is so lekker om te weet dat daar hierdie alternatiewe is, maar ook passie van julle kant af. Dankie vir die deel vanoggend. Ek hoop julle het 'n pragtige sommer net seisoen wat voorlê.